Ons kuier hierso by Botawil, dis natuurlik Nampo. Rauwik, 'n vreeslik bekende naam as dit kom by gespesialiseerde masjinerie vir die landbousektor. Riekert is een van hulle grondbewerkingsingenieur. Nou Riekert, hier agter my is julle tandetafel staalraamwerk. Wat noem jy dit? Dis ons tanderaam hierso. Tanderaam met 'n groot verskeidenheid van tande wat julle gebring het. Hidrolies, bladveer en natuurlik julle verskillende skaars wat julle het. Yes. Vat my bietjie deur die verskillende opsies hierso te sien en waarna die Nampo-gangers kan kom kyk. Yes. So hierdie raam is spesifiek net hier vir die kliënte om te kom sien wat kan ons aanbied vir julle. So of jy nou hierdie tande hierso is as jy vlak wil rip, dis nou 450 diep wil werk, dan het jy hierdie tande, die Super 19, baie bekend by meeste kliënte, veral in die sanderige wêreld. As jy meer Middelburg na die kleigronde toe beweeg, het jy jou DLB 19. Hele rede hoekom ons die twee het, as jy kleigrond het, dan breek jy wat is dit, clods. So kluite op. Ja, so hierdie shank is naby aan die breekplek. So wat gebeur is die kluit breek op en die shank druk eintlik die kluit maar stuk in. Ja. Waar op 'n Super 19 die breekaksie is baie ver van die shank af. Okay. So jou kluit beweeg nog voordat hy by die shank kom, beweeg hy al verby die tand. So jou kluite lê dan in die land, maar in sanderige grond het jy nie daai probleem nie. Wel, dis doelgerigte opsies wat julle het verskillendes en julle het hierso 'n uitstalling hierso. Kom ons gaan loer net bietjie na die verskillende skaars wat julle hierso te sien het. Yes. So wat ons gedoen het is as jy met jou gewone buitelpunt werk, dan is hierdie hoe jou opbreekprofiel lyk. Dit beteken in jou werkswyte tussen twee tande het jy 'n bankie wat hier so hoog nog is wat nie opgebreek is nie. Okay. Dit beteken as jou mieliepplantjie of saadjie hier geplant word en nie op die tand nie, dan het hy baie minder losgrond om in te groei, baie minder minerale om van te gebruik. So wat toe gebeur het, daar's baie navorsing en toetse gedoen om 'n hamerkopskaar te ontwikkel. Dit is nou wat ek aan hierdie kant van my het. So wat gebeur het, jy wil op die regte spasiering wat nou hierdie sal nou 500 wees, het ons 'n 350 mm wyd hamerkopskaar en op daai wyte, op daai tandspasiering breek jy so te sê reg deur die bewerkingswyte. So hier breek jy 90% van die grond maak jy los. Jou gewone buitelpunt maak jy net 45% van jou grond los. Natuurlik het dit ook 'n impak in jou dieselverbruik en natuurlik jou besparing. So wat natuurlik hierdie gaan meer diesel verbruik. Absoluut. Maar jy kyk na so 2 tot 5 kW per tand wat jy meer gebruik. Jy kan nog steeds dieselfde trekker gebruik. Jy gaan net bietjie stadiger begin werk. Jy gaan nie meer teen 7 km/h rip nie, jy gaan nou net teen 5 km/h. Ja. Maar dit wat ons verwag is, jou opbrengs gaan opmaak vir daai ekstra diesel wat jy gebruik. Toetse wat gedoen is daar was 'n 7 tand Super 19. Hy het 13 liter per hektaar gebruik met 7 buitelpunte op. Ja. Toe vervang ons die buitelpunte met 7 hamerkopskare en toe gebruik hy net 15 liter per hektaar. So is dit 2 liter per hektaar verskil. Dis maar R40. Ja, wel, so elke R40 tel op, maar as jy tussen 0.2 tot 0.5 ton per hektaar meer kan stroop, dan maak dit sin. Absoluut. Yes. Baie dankie vir julle tyd. Dit is baie interessant en soos wat julle elkeen vir die verskillende grondtoestande afhangende van waar die boer is en wat se area hy is. Julle is natuurlik al die pad van Kaapstad af. Ons is wel bekend met julle daarso, maar alles is te sien en te koop hierso by Nampowil. So ek nooi vir julle Nampo Park, kom kuier gerus saam met ons. Riekert, baie dankie vir jou tyd. Groot plesier. Dankie.